dankie sê, Here, dankie dat ons weet dat U die battle vir ons fight, Here, dat ons dat U in beheer is vanoggend, Jesus. Here, dankie vir die genade en dankie vir die liefde, Here, dankie dat ons vanoggend net kan kom rustig raak en stil raak in veiligheid by U vanoggend, Here Jesus. Here, U is die groot ek is, Here Jesus. No matter how big the battle is, our God is greater. Here, dankie dat ek weet dat my God groter is as enigiets vanoggend. Here, dankie dat ek weet ek kan vanoggend op die woord kom staan, maar Here, ek kan vanoggend kom staan op die beloftes wat hier die woord het, Here. So Here, vanoggend, terwyl ons hier sit en hier is in U teenwoordigheid, bid ek Here dat U Heilige Gees vanoggend in ons harte sal kom werk, U Heilige Gees vanoggend die woord sal kom oopmaak vir ons, Here, ons harte kom oopmaak om te ontvang, Here. Here, dankie dat die oorwinning ons in is vanoggend, Here. Ons loof en ons prys U in Jesus naam. Amen. So, ek het nou vir julle gesê, ek wil vanoggend met julle iets deel wat die Here op my hart gelê het en maar voordat ek daarby uitkom, wil ek vir jou 'n vraag vra. Ek wil jy moet so 'n bietjie aan jouself dink en as ek nou 'n spieël vanoggend hier voor jou gesit het. En ek wou dit actually gedoen het, dat ek nou vergeet, so, en ek weet nie dat waar as die spieël so, ek gaan nie nou rondhardloop agter 'n spieël aan. Maar as ek nou vanoggend 'n spieël voor jou sit, en jy kyk vir jouself in daai spieël, wat sien jy? So jy moet nou so 'n bietjie dink oor wat sien jy as jy vir jouself in 'n spieël kyk. Dorian, ek gaan op jou pik. Ek weet kom jy net my gelukkige wenner vir vanoggend. En ek wil graag hoor, as jy net in jouself in die spieël kyk, wat sien jy? Te veel plooie. Hey Dorian, ek dink jy weet net wat om te sê. Wat dink jy? Wat sien jy as jy vir jouself in die spieël kyk? Boring. Okay. Dan het ek begin. Wat sien jy as jy vir jouself in die spieël kyk? Yes, dankie tog. Iemand wat weet wie jy is. Okay, so as ek en jy nou onsself kyk, maar ek moet sê, ek sou nogal Oriaan gewees het en ek sou Edward gewees het, ek kyk net, ek sien myself, bietjie pensie, bietjie oud geword, bietjie grys hare. Ek weet nie van die plooie nie. Het ek plooie? Nee, nie plooie. Maar verstaan, as jy na jouself kyk, is jy eintlik veronderstel, net soos wat Tannie Daniel sê, ek is veronderstel om te sien, ek is 'n kind van God. Want God het jou gemaak. Jy is na sy beeld geskep. So, vanoggend praat ons oor die sleutel van autoriteit. Autoriteit is my sleutel. Tot wat? Tot my oorwinning. So, autoriteit is so belangrik eintlik en ons verstaan nie wat se mag het ons eintlik as gevolg van die feit dat ons 'n kind van God is. So, as ek nou weer vir jou vra, wat sien jy as jy in die spieël kyk, dan moet jy asseblief sê, ek sien 'n wenner, okay, nie plooie nie, ek sien myself nie. Ek sien 'n wenner in Jesus Christus. En ek wil nou vanoggend regtig iets met julle deel. Weet julle, my vrou het nou 'n bietjie op my tone getrap en vir my sê, hoekom luister jy nie as pastoor by preek nie? Hy het gesê, ja, pastoor, hy vir jou. Ek het groot pak sla in die kar gekry, al die pad daai 48 of 42 kilos, maar ek het dit gesurvive. Ek sal nou met pastoor die langs die kant praat. Weet jy wat? As ek en jy na onsself kyk en ons as kinders van God sien, moet ons weet, ons het krag en ons het mag eintlik. Die Here het vir ons sekere sleutels gegee om die vyand op sy plek te sit. En as ek en jy op 'n plek kan kom waar ons die vyand op sy plek kan sit, dan is ons oorwinnaars. Ons het gesing, no weapon formed against us shall prosper. Dit beteken nie, gaan nie aanslag van die vyand afkom nie. Dit beteken, juist as die aanslag van die vyand kom, gaan ek en jy gereed wees om dit te face. Because we are a child of God. So as jy vanoggend hier sit, moet jy weet, eintlik is jy nie wie wat almal vir jou sê nie.
Jy is meer as dit. Want jy is God se kind. En terwyl ek nou dit alles, hierdie hele week met hierdie hele preek stoei en uitprobeer figure en alles oor my autoriteit, wat beteken dit vir my as kind van God? Beteken dit jy en ek kan nie die vyand 'n plek gee in ons lewe nie. Dit beteken dat ons nie vir die vyand moet sê, hoor hierso kom, die beste deel van, ek en jy met negativiteit uitsny. Ouch. Ons moet negativiteit uitsny. Want as ons negativiteit, ek en jy praat soveel dood oor onsself, dat ons eintlik dood is nog voordat ons lewendig is. Want ons hou aan negatief oor onsself praat. En ek kan nou baie goed gaan inhou, en ek wil nie, want ek gaan op tone trap, en dis nou nie my idee nie. Maar eintlik 'n plan vanoggend is om jou te laat besef, hoe kragtig jy is in Jesus Christus. God het jou geroep. Jy is sy kind. En weens die feit dat jy sy kind is, het jy soveel mag oor die vyand. As jy siek is vanoggend, het jy mag om te sê, Here, genees my, want u bloed het gevloei vir my. Ek is 'n meer as oorwinnaar in Jesus Christus. Ek is gesond, by the stripes I am healed. As jou bankbalans nul is vanoggend, dan kan jy vir die Here sê, Here, dit is tyd dat ek weet dat daar geld in my bank moet wees, want ek is nie verlore nie. Dit is die voorsiener vir my vanoggend. As jy vanoggend aan een of ander addiction ly, of jy, God, maak my vry, want ek is nie dit nie. Want ek is meer as dit. En so kan ek aangaan vanoggend. Ons het soveel. Maar ons hou daarvan om ons te sê, ag, ek is dom. Ek het eintlik gewag dat iemand vir my gesê, ek sien so 'n dom ouetjie nie, en die verspeel. Nie is die dom nie. Jy is dalk net lui. Jy is meer as dit alles. Want jy is God se kind. So ek gaan jy nou uit die Bybel uitwys, ek is reg en jy is verkeerd as jy nou gedink het jy is 'n verloorder. En ek wil hê as jy jou Bybel hier het, moet jy na Lukas 10 toe gaan. Lukas 10, ek gaan jou kans gee om dit te vind in jou Bybel as jy jou Bybel het. Dit is baie maklik. Lukas 10 sê vanoggend vir ons dat ons meer is. Want God het ons autoriteit gegee. So Jesus is besig met sy disippels te praat en hy sê vir hulle, die 72 het hy uitgestuur daar om te gaan hulle werk doen. Ek en jy is veronderstel om te gaan werk daar buite, ons is veronderstel om anders te vertel van Jesus. En so Jesus het nou sy mense uitgestuur en hulle kom terug en hy sê, die 72 het vol blydskap teruggekom en gesê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van die naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Kyk, ek het, God sê, Jesus sê, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skorpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen. Wow. Die Here het jou die autoriteit gegee om op slange en skorpioene te trap. Nou wat sê dit? Die slange en skorpioene is 'n metafoor. Jy kan op die duiwel se kop trap en vir hom sê, jy's onder my voete, jy het geen houvas oor my lewe nie. Jy wat hier sit, gee die vyand die autoriteit oor jou lewe. Vir elke keer wat jy iets negatief oor jou situasie, om jou omstandighede spreek, gee jy die mag terug vir die vyand. Reg? So as jy vanoggend in 'n situasie sit, moet jy dalk gaan dink en gaan kyk, hoeveel keer het jy dood gespreek oor jou eie situasie vanoggend? Hoeveel keer het jy die vyand die mag gegee, die autoriteit in jou lewe gegee? God het jou die autoriteit gegee. So spreek dit uit. So dis hoekom ek sê, as jy siek is, sê vir die vyand, jy is nie welkom in my liggaam nie, laat jy gly. Want jy, wat God, of ek wat 'n kind van God is, het die autoriteit, want Jesus is in my.
Jy wat hier sit, het Jesus aangeneem as jou verlosser en saligmaker, korrek? So as jy Jesus aangeneem het, wie is binne in jou? Jesus. So as ek Jesus binne in my het, wie is die sterkste? Jesus of die vyand? And why do we... Finally, they realize it. Jesus is in my. So dit beteken, ek het al die mag vanoggend. Die vyand kan jou nie terughou nie. Jy is in beheer. Want God het jou die mag gegee om die skorpioene en die slang uit te trap. Nou jy nou probeer om 'n slang en skorpioen te trap. Dit is eer. Ons gaan dit ook nie soek nie, né? Ons gaan ook nie die slangetjie en die skorpioen soek om te kyk wat gaan gebeur. Maar ek en jy het soveel mag in ons. As ons dit net wil glo. Pastor David het nou sulke ware woorde gesê. Geloof moet oorgaan tot aksie. En weet jy wat so amazing? Ek het dit 2 keer hierdie week gehoor. Want Edwin het by sy skool met die kinders gesê, geloof moet oorgaan tot aksie, is ek reg? So staan op. Staan op God se woord. Wie sê? Staan op God se beloftes. Dan kan dinge gebeur. Maar het is baie lekkerder om 'n pity party te gooi. Want as ek daai parties gooi, dan voel ek goed en almal kry my jammer en dan voel ek skoon belangrik. Terwyl jy eintlik die antwoord hier reg voor jou het. Lees jou Bybel en jy kan groei. Lees jou Bybel en jy kan die vyand op sy neus laat kyk. Want God gee jou die mag. En ek sê nie so nie, die woord van God sê nie. Die feit dat jy 'n kind van God is, het Jesus vir gesê, ek gee julle die mag. So jy het die mag wat hier sit vanoggend. Matteus 28, as jou Bybel het, kan jy na Matteus 28. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waar Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae, tot die voleinding van die wêreld. Jesus is daar by jou tot aan die einde van jou lewe. Jesus is by jou, want hy het jou die mag gegee. So hy gee jou die mag en die autoriteit om vir ander te gaan vertel van hoe amazing God is. So ek en jy het die mag om te gaan vertel hoe groot God is. Moet net nie nonsens vertel van God nie. Ons het 'n verhouding met God as kinders van God. En weens die feit dat ek en jy in 'n verhouding met God staan, het ek en jy die mag om met ander te deel oor hoe amazing God is. En elke keer wat vir my so amazing is, ek het dit 2 keer gesê, God het elke keer gesê, ek gee dit vir jou. Wie hou van geskenke kry? Weet nie hoe kom dit? Kom, wie hou van 'n geskenk, né? My vrou, jy nie van geskenkies nie, ag nee man. Okay, so ons almal hou van 'n geskenk kry. Ons hou van die verrassing wat daarmee gepaard gaan, né?
Nou vanoggend vertel ek gou vir jou, God het vir jou 'n geskenk van mag en autoriteit gegee. Wat meer wil jy hê? Hy gee dit vir jou. So wat moet jy met dit doen? Dit ontgin, gebruik. Dis is, as jy jou weed eater kry, mans, nee ek nie, maar ander manne, as jy jou weed eater kry, wat doen jy met hom? Jy gebruik hom, hopelik, om die gras te sny. As die vrou 'n stoompot kry, gebruik sy die pot om vir haar familie lekker kos te maak. So ek en jy kry van God mag en autoriteit om op die vyand se kop te trap. Wat doen ons? Die duiwel is naby. Ja, wat sê my jou kom? Want ek is mal weer vandag. Weet. Maar ek besef net al hoe meer hoeveel mag ons die vyand in ons lewe toegee. En dit is alles. Daai lekker ding. Ons laat hom toe. Net dan is sorry. Ek het hom nie vandag by nie. As ons kan net besef hoeveel mag en autoriteit ons het. Dink net. Ek wil julle iets vertel. En weet ek kom ek dit vir julle vertel. Baie jare terug, wat 9 jaar terug is, het daar 'n amazing persoon in my lewe ingestap. En nee, dis nie jy nie, Toon. Dit was jou ma. En die amazing persoon wat nou my vrou is, het deur 'n baie moeilike tyd gegaan. Sy was siek gewees, en sy was in, soos hulle sê, remissie gewees met dit, en skielik het simptome teruggekom. En ons het een aand gesit, die kinders was mal, soos hulle kan wees, en hulle wil cupcakes bak, en mamma het cupcakes gehelp bak, maar ek kon sien dat sy nie lekker is nie. En terwyl die koekies in die oond is om te bak, toe gaan sit sy in haar kamer. Ons is nog nie getroud nie. En ek het na haar toe gegaan, ek het baie gaan sit, en ek het begin bid. En ek het begin bid, en ek het die Here begin aanroep, en ek het in tale begin bid, en ek het die Here gesoek, en ek het gesmeek, en ek het gevra, en ek het geals. En in 7 minute, interessant, 7 minute, het die Here al aangeraak. En toe sy nou, want die volgende dag moes sy gaan vir bloedtoets om te bevestig of die storie terug is of nie. En die dokter doen die toetse, en die dokter bel haar, en hy sê vir, kan jy my kom sien? En sy dogter nou daar's groot fout. En sy gaan terug, en sy kom by die dokter, en hy sê, ek dink ek het jou bloedtoetse omgeruil. Mag ons gou weer bloed trek? Sy dogter nou kyk, en hulle doen weer die toets. Maar ek dink hy het nog die mense wat kom na jou toe om jou die voorhand te doen, dat hy kan sien, dis haar bloed wat uit haar uitkom. En hy neem die bloed, en het gaan, en ek dink jy moes daar wag, hulle het sommer daai wat die toets gaan. En hy kom terug, en hy kry die toets terug. Hy sê, ek weet nie wat het gebeur nie, maar daar is geen teken dat jy dit nie het nie. Daar is geen teken dat jy dit nog ooit in jou lewe het. Because I took authority in Jesus Christ that evening.
En glo vir my, ek het gebid hoor. Ek het nog nooit so my lewe gebid soos wat ek daai aand gebid het. En dit is wat in my en jou steek. So as jy vanoggend hier sit, op 'n slegte plek in jou lewe, wil ek dalk hê met jy gou gaan dink, hoeveel keer hierdie week, die alleenlik het jy vir die mag, vir die vyand gegee? Deur jou woorde. Besef julle hoeveel mag is daar in jou tong? Dat as jy 'n woord spreek, kan dit so wees. Maar ons spreek woorde, maar ons spreek die verkeerdes. En as ons daai kan besef vanoggend, moet jy bang wees? Nee, want God is met jou. Eksodus 14:14 sê die Here, of Moses vir sy mense, julle gaan vandag sien wat God kan doen. Jesaja 54:17 sê, geen wapen sal teen jou kom nie. Why? Because you're a child of God. So as jy 'n kind van God is, het jy iets om vas te hou vanoggend. En as ons dit kan doen, en ophou om negatief te praat, ophou om die vyand kans te gee, imagine wat gaan gebeur. So ek wil nie weer iets negatiefs uit jou mond uit hoor. Sorry, nee. Hou op, die vyand mag jy oor jou lewe. En ek praat baie hard met myself vanoggend hoor. Hierdie pastor, hy stik vir homself. Jy wat hier sit, kan op God se woord staan maak. So môreoggend, as die vyand vir jou wil kom jok, en by jou wil kom roof, en by jou wil kom steel, dan staan jy op God se woord. En jy sê vir die vyand presies wat God jou, of vir die vyand presies wat God jou gegee het om te doen. Matteus 18, vers 18. So by Matteus sê, dit verseker ek julle, wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat julle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. Want waar 2 of 3 in my naam staan, daar is ek by hulle. Kyk, so, eerstens, kom ons gaan dit gou terug. God het my en jou die autoriteit oor God se kerk gegee. En as gevolg van dit wat ek en jy bind hier op aarde, gaan gebind wees in die hemel. En dit wat ons losmaak hieronder, gaan daar bo losgemaak word. So wat doen jy? Wat doen jy as jy negatief oor mense praat? Wat doen jy as jy negatief oor kinders mede-gelowiges praat? Maar nou, eintlik wat vir my so amazing is, nou, die Bybel sê, ons moet tugtig die wat ons lief het. Ja? So ons tugtig nou die mense wat ons lief het, en ons raas met hulle, en ons vertel vir hulle, en ons as pastore mag ons nie raas nie, want ons is oulik, en ons moet net sugarcoat, en sê, dis okay, kom ons, dis fijn, gaan aan met wat jy doen, en as ons jou draai waarskie, en vir jou vertel, dan is ek en al die ander pastore in die wêreld verkeerd. Maar ons geef jou die waarskuwing. Moenie.
dan slaan die polpot die fan, soos hulle sal sê, in Afrikaans, ek weet nie of dit Afrikaans idiom is, maar hy slat vir hom goed, en wanneer hy hom slaan, wie hardloop jy na toe? Die pastoor, of sy vrou. En dan, maar, hoor net, die pastoor en die pastoor se vrou het jou gewaarsku, moenie dit doen nie. Wat doen jy? Jy doen dit, want jy's mos slim. En nou, in my liefde en my omgee, moet ek jou stukkies bymekaar maak, jou optel, jou moed inpraat, jou op die regte pad kry weer. En dan gaan dit vir so rukkie goed. En dan gooi jy die appelkar om, en dan val jy weer af, want jy laat weer toe, dat die vyand vir jou vertel, dit is so wonderlik en so mooi en so als, en dan wat moet gebeur? Pastor Petrus of Pastor Tye, of Antoinette, moet weer die stukkies optel. En ons moet jou weer lief hê. Weer vir jou omgee. Net dan. Wanneer is genoeg genoeg? Hoeveel keer wil jy jou kop stamp as jy waarskuwings kry? Dit is 'n ander saak as jy nie gehoor het nie, of nie 'n waarskuwing. Maar Here, luister. God het vir jou 2 ore gegee om te luister. Wat moet jy met hulle maak? Maak hulle oop. Wat doen jy dan? Jy volg die regte pad. Dis nou amper daai konsep wat pastor het. Luister vir jou vrou. I told you sou gaan kom. Hou julle van I told you so? So why do you go to I told you so? If you could just listen to your wife, but first and foremost listen to God. Nee, dis die feite van die lewe wat ek jou vertel. So 'n feit soos wat daar 'n koei daar buite iewers in hierdie land is. So 'n feit is dit. Ons luister nie as God praat nie. Ek sal net nie meer vashou met my probeer terug. Net om vir jou te vertel. Hoe? Ons nie luister nie. Luister na God. Luister na God se kerk. Jy kom Sondag kerk toe om die woord van God te hoor, reg? So, nou, as jy nou Sondag kerk toe kom om die woord van God te hoor, nou vertel die pastoor vir jou iets, waarvan jy dalk nou nie so mooi hou nie, want jy's nou besig met daai nonsens. En nou sê vir jou, hou op, en jy hou aan. Vir wie moet jy kwaad wees as jy aanhou en in die moeilikheid kom? Dankie. Want ek wil nie gaan sê, I told you so nie. God het jou lief. Hy gee ongelooflik om vir jou. Daarom stuur hy mense op jou pad om jou te help. Maar saam met dit, gee hy jou die krag en die autoriteit om die vyand op sy plek te sit. Gebruik dit. Jy kan aanhou en aanhou, of jy kan net luister en die regte doen. Liefie, dink jy luister? Efesiërs 1, vers 15. Mag ek by vers 18 begin?
Dit sê, ek bid dat hy julle geestesoë sal verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het, en hom in die hemel aan sy regterhand gesit het. Dit is dieselfde kragtige werking wat Jesus gebruik het om die vyand, of om Jesus uit die dood uit op te wek. Daai selfde krag is in jou, wat jou die mag gee, om op slange en skorpioene te trap, wat jou die mag gee, om die vyand op sy plek te sit. Gebruik dit. Maak oop jou oë, maak oop jou ore, en moenie te vinnig praat nie. Sy is nou verhaas man, maak oop jou ore, hier in die kerk. Dis wat ek like. Ek het vir jou gewaarsku, maar jy wou nie luister nie, né? Ja. Ek like die diens volgend, ek like hom. Ons sal nou die wonder doen. Glo jy in God vanoggend? So hoekom glo jy nie in die mag en die autoriteit wat God jou gegee het nie? Want God sê in sy woord vir jou, baie duidelik, dat dit wat ek gedoen het, toe ek daai selfde krag wat ek gegee het om Jesus uit die dood uit op te wek, het ek eintlik vir jou gegee. So jy is 'n wenner. Want Jesus Christus is in jou. Ja, ek het vanoggend baie prentjies in my kop wat opkom. So, weet julle wat, hoe sien ek nou hierdie? Wie van julle het Jesus in jou? Kom ons kyk dan. Okay, jy het almal Jesus in jou. Okay, weet jy wat doen jy met Jesus? Ja, as jy nou in 'n moeilike situasie is. Wanneer jy veronderstel is om Jesus, ek wil nou nie die woord, dit nou verkeerd laat klink nie, jy moet hom gebruik, né? Jy weet nou wat in jou steek, kom ek stel dit eerder so, jy weet wat se mag jy het, oor die vyand. Maar wat doen jy? Jy sit die vyand Jesus een kant, en jy laat toe dat die vyand oorneem, en dan is jy consumed by die vyand, en dan raak dit vir jou moeilik om by Jesus uit te kom. Want alles wat jy hoor en alles wat jy sien, laat jy toe dat die vyand jou beheer. So in plaas daarvan om van die woord gou af net na Jesus toe te gaan en te sê, Here, help my. David, die mees amazingste man in die Bybel wat ek dink daar was, het geweet waar kom sy krag vandaan. Hy het geweet, as hy in die moeilikheid is, kan ek na God toe gaan. Gaan lees psalms, al die psalms. Hy het nie net een keer, hy het nie net 2 keer nie, hy het na Jesus geroep, na God geroep as hy in die moeilikheid is. Psalm 121 sê, waar vandaan sal my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Maar Petrus sê, as dit Petrus se weergawe, wat gaan ek doen? En dan gaan ek na Kosie toe, en ek gaan na Sunny toe, en ek gaan na Antoinette toe, en ek gaan na die wêreld toe, maar ek gaan nie na God toe nie. En dan crash en burn ek, en ek wil huil en suffer in silence. En nog 'n pity party by dit gooi. Gaan ek na Jesus toe? Want jou hulp is veronderstel om van hom af te kom. En Jesus is binne jou. Ek dink, dis iets wat ons van kleins af vir ons kinders leer. Jesus is in jou hartjie. En as gevolg van die feit dat Jesus in jou hartjie is,
hoef jy nie bang te wees nie, maar luister net, jy is groot mens op daarna. Ek weet, as Mila net moeilik raak of bang raak, dan gaan ek sê van, jy moet nie bang wees nie, Jesus is in jou hartjie. Jy het mos vir die, ja, ek het vir die Jesus in jou hartjie. Moet jy bang wees nie, want jy vir Jesus wil. Okay. Maar nie ek en jy nie. Moet maar ons eie raad luister. Ons wil die vyand toegang gee tot ons lewe. So wat se mag het jy vanoggend? Goddelike mag. Want Jesus is in jou. Ek gaan vir julle so 'n paar goed net aanhaal. Efesiërs 2 vers 5. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredinge saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur sy goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys. Jesus Christus is uit die dood opgewek. Jesus Christus is lewe. Jesus Christus is liefde. Yet we don't believe it. Lukas 24 vers 49, hoor gou. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is. Jesus Christus het die Heilige Gees gestuur om binne in ons te wees. As gevolg van die Heilige Gees is daar krag in jou. So God sê ons, jy het die Heilige Gees. Ek het Jesus aangeneem. Ek kry die Heilige Gees. Gebruik hom. En ek moet dit nou baie mooi sê, voordat jy nou dink ek sê gebruik Jesus. Dis nie wat ek bedoel. Maar gebruik die autoriteit wat God jou gegee het, met die Heilige Gees wat in jou is, om in die wêreld in te gaan. Kom afsluit met hierdie ene. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1, dit sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te doen. So, God het vir ons alles gegee. Dit kom deurdat ons hom ken, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle in die verderf ontvlug, wat deur die begeerlikhede in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in stryd werk om julle geloof te verryk met deugdsaamheid, die deugdsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar, en die liefde onder mekaar met die liefde vir alle mense. God het sy krag in jou gedeponeer. En as gevolg van die krag wat in jou is vanoggend, kan jy dit leef. Moet ek en jy dit deel met die mense om ons. Ons moet in God se liefde optree. Ons moet in God se genade optree. Ons moet die mense om ons vergewe. Ons moet ander mense vryspreek. Want die krag wat in ons is, laat ons toe om dit te doen. So my vraag aan jou, ons gaan nou aan die nagmaaltafel sit. My vraag aan jou vanoggend is, besef jy wie jy is vanoggend in Christus? Besef jy vanoggend dat die goddelike krag wat God jou gegee het, 'n gawe is, sodat ek en jy vanoggend op die vyand kan trap. Sodat geen wapen wat die vyand probeer smeer teen jou sal oorwin nie.
Because you are the winner. Jy is die oorwinnaar vanoggend. Ons het baie gelag vanoggend. Maar ek wil jou hê, jy moet vanoggend actually ergens besef van wat daar in jou steek as jy vanoggend hier sit. Tot wat is jy vanoggend in staat as gevolg van God wat in jou is? Gaan hierdie week in met die autoriteit wat God jou gegee het. Maar moet dit nie misbruik nie. Gebruik dit tot eer van God se koninkryk. Gebruik dit om die mense daar buite van God te vertel. Gebruik dit om die boldness te kry, om die wêreld te vertel van hoe amazing God is. Autoriteit is mag. En mag kan misbruik word of reggebring word. Jy kies. Ons kom terug na die grootste ding in ons lewe. Ons hele lewe bestaan uit keuses. Jy kies om te glo, of jy kies om nie te glo. Dit is vanoggend in jou hande. En wanneer jy vanoggend aan die nagmaaltafel sit, wanneer jy vanoggend die broodjie en die sap gebruik, wil ek hê, jy moet besef wie jy in Jesus Christus is. Because God gave you authority. And use it wisely. Gebruik dit tot eer van sy koninkryk. Ek wil hierdie vir julle lees. Johannes 13. Johannes 13 gaan soos volg, en vanaf vers 18, het sê, ek praat nie van julle almal nie, ek weet wie ek uitgekies het, maar die skrif moet vervul word, hy wat van my brood eet, en my in die rug gesteek, ek sê dit nou al vir julle, voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo, dat dit ek is, wat kies. Ek sê dit nou al vir julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat ek is wat ek is. Dit verseker ek julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my, en wie my ontvang hom wat my gestuur het. Na hierdie woorde het Jesus ewig ontsteld geword en openlik verklaar, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Die disippels het verslaan na mekaar gekyk en nie geweet wat hy bedoel nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, het net langsom aan tafel gesit. Simon Petrus beduie toe vir hom, dat hy moet vra wie dit is wat Jesus bedoel. Hy leun toe oor na Jesus se kant en vra vir hom, Here, wie is dit? Jesus het geantwoord, dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood wat ek in die sous ingesteek het sal gee. Hy vat toe 'n stukkie brood, steek dit in die sous en gee dit vir Judas, seun van Simon Iskariot. En nadat Judas die stukkie brood gevat het, het die Satan in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. Niemand van die ander wat aan tafel was, het geweet waarom hy dit vir hom gesê het nie. Omdat Judas die beursie gehad het, het party van hulle gedink dat Jesus vir hom sê, gaan koop wat ons vir die Paasfees nodig het, of dat hy iets vir die armes moes gaan gee. Nadat Judas aan die stukkie brood gevat het, het hy dadelik uitgegaan. En dit was nag. Terwyl ek hierdie stukkie lees, besef ek net, dis soos ek en jy. Jy het vanoggend 'n keuse om Judas te wees, wat Jesus verraai. Of jy het vanoggend 'n keuse om Jesus te volg. Judas het geweet wat hy doen. En hy toegelaat dat die vyand oorneem.
Hy het toegelaat dat geld sy lewe regeer. So my vraag aan jou is, wat het autoriteit oor jou lewe vanoggend? Wil jy nie vanoggend, wanneer jy aan die nagmaaltafel sit, die autoriteit aan Jesus teruggee nie? En nie byt net dit nie, wil jy nie die autoriteit oor jou eie lewe terugvat vanoggend? En sê, Here, ek gee dit in U hand oor. Ek wil nie 'n Judas wees nie. Ek wil nie 'n verraaier wees nie. Maar ek het Jesus nodig. Ek gaan vanoggend, ek wil dit anders doen, ek gaan vanoggend self die broodjie en die sap aan vir jou bring. Maar daarmee dit gaan ons 'n lied, het ek 'n lied gekies wat ek in die week geluister het, wat vir my soveel powerful is en wat soveel, eintlik my hele preek vanoggend kom saamvat. So ek gaan terwyl ek gaan begin uitdeel, gaan ek vir Edrie vra om vir ons die lied te speel. En ek wil iemand na die woorde luister. En dan gaan ek jou vra om jou broodjie en jou sap te hou tot aan die einde. Want ek wil jy moet vanoggend, wanneer jy die nagmaal gebruik, dit in autoriteit. Ek wil jy moet vanoggend op God se belofte staan. En as jy vanoggend die vyand 'n bloedneus moet gee, is dit vanoggend sulke tyd. Vertrou op God. Amen. Dankie. Hemelse Vader, ons kom vanoggend na U toe en ons wil net vir dankie sê. Here, dankie dat ons weet dat ons vanoggend die mag en die autoriteit het om op te staan. Here, dankie dat ons vanoggend op U woord kan staatmaak en weet, Here, dat daar geen ander God is as U. Heavenly Father, we just want to say thank you. Thank you for your mercy, your grace, and your love. Thank you for being there for us every single day of our lives. Here Jesus, dankie dat ek weet, Here, dat ek op slange en skorpioene kan trap, Here, want die vyand het nie hou vas op ons vanoggend. So wanneer ons vanoggend hierdie nagmaal gebruik ons dit tot eer van U, Here Jesus. Here, ek bid dat ons nie die vyand sal mag gee oor ons nie. Ek bid dat ons vanoggend op God se woord sal staan. Ek bid dat ons vanoggend, Here, op die beloftes van God se woord sal staan. Because God, you are in control. Jesus, dankie dat ek vanoggend net kan kom kalm raak en by U voete raak. Kom stil sit, kom hoor. Here, gaan nou verder met ons. Here, en wanneer ons vanoggend hierdie brood gebruik, hierdie sap gebruik, is dit want ons is meer as oorwinnaar, Here Jesus. Here, as daar vanoggend genesing moet plaasvind, bid ek vir genesing net nou, Here Jesus. By your stripes we are healed. As daar iemand is wat vanoggend moet vrykom van een of ander slawerny wat hulle vashou, addiction, Here, ek bid dat jy sal vrymaak in die naam van Jesus. Net nou. Here, as daar iemand is wat vanoggend op moed verlore se pad is en wat nie weet watter kant toe nie, kom en vul hom of haar met nuwe moed vanoggend, Here Jesus. Heilige Gees, kom werk vanoggend, kom maak gesond, Here Jesus. Here Jesus, ek kom net vanoggend en ek wil vra, Here, dat U die oorhand sal vat, Here Jesus. Here, vat U die stuurwiel van my lewe vandag. Want U het my die mag gegee. U het my die autoriteit gegee, Here Jesus. Dis nie uit my eie uit, Here, maar deur Jesus Christus. Here, dankie vir dit wat U doen. Dankie dat ons vanoggend op die woord kan staan, Here. Die beloftes van God se woord. Sloof en ons eer dit oor in Jesus naam. Amen.